Welkom in my Afrikaanse klas. Ons is besig met bestudeer die roman of 'n novelle. Ons is besig met die ongelooflike avonture van Hannah Hoekom vir graad 12. En in hierdie les gaan ons vandag kyk na die verskillende karakters. Ek wil net weer vir julle die boek wys. Dit is die boek wat jy moet lees. By hook or by crook. Baie belangrik. Dis eintlik so 'n lekker boek om te lees. So ek wil jou baie sterk aanbeveel om dit wel te doen. Ons gaan vandag fokus op die karakters in die boek, wat onmiddellik sommer vir ons bietjie rigting gaan gee oor die storie ook. Nou ek wil net vir julle hier ek het hier 'n diagrammetjie gemaak om vir julle te probeer wys hoe ingewikkeld hierdie gesin saamgestel is. Nou aan die een kant het ons vir Mana en aan die ander kant het ons vir Beyers. Nou, hulle is getroud en dis albei se tweede huwelike. So hulle was van tevore getroud. Beyers was getroud met Margot en hulle twee het twee seuns gehad, Jan en Amos. Mana aan die ander kant, julle sal agterkom sy is 'n baie eksentrieke persoon. Sy en haar woonstelmaat op daai stadium, wie se naam Gavin was, maar ons weet Gavin is gay, maar toe dit nou tyd word en Mana voel sy wil nou graag 'n kind hê, toe het sy vir Gavin gevra om die pa van haar kind te wees. So Gavin is die pa van Hannah, die hoofkarakter van ons boek. Dan het Mana nog 'n kind gehad, Thibaut, 'n seentjie, maar hy het nie 'n fisiese pa nie. Dit was 'n test tube baby. 'n proefbuisbaba. Deur middel van kunsmatige inseminasie. Goed, so al klaar is dit 'n baie interessante klomp mense bymekaar. Hannah en Jan is so 'n jaar of wat ouer as Hannah, maar Thibaut en Amos is presies dieselfde ouderdom. Goed, en toe het Mana en Beyers nou saam swanger geraak, en terwyl sy swanger was, het hulle die babietjie Duitjie genoem, soos in something, want hulle het nie geweet of dit 'n seentjie of 'n dogtertjie is nie. En toe die baba nou gebore is, toe sê Mana, die baba moes sy naam moet iets te doen hê met water, want ook as gevolg van die storie. So, verskoning, dit was die voorstelle wat op die tafel was, Amanzi of Kwakwa. So ek weet nie wat hulle op die ou end besluit het nie. Maar julle kan sien, hier is 'n baie ingewikkelde, kom ons gee dit 'n naam, hersaamgestelde gesin. Nou julle kan vir julleself dink, 2 tieners en 2 8 jaar oue seentjies, en dan 'n swanger mamma en 'n stiefpa situasie, and we have fireworks to come. Goed. Daar's ook 'n film gemaak van Hannah Hoekom, die ongelooflike avonture van Hannah Hoekom, en baie van my foto's wat ek vir julle ingesit het, is vanuit die film. So julle kan gerus
kyk, as ons net gou vinnig, daar's Mana, en Beyers was vertolk deur Gys de Villiers. Hier het ons nou vir Hanna, haar gesiggie. Hier is Jan, julle kan sien, hy lyk sommer soos 'n ongelukkige tienerseun. Hier is Sharon, sy is Hanna se beste vriendin. En dan het ons hier vir Thibaut, dis nou die proefbuisbaba, en Amos, wat Beyers se kind is. Hier is Gavin, en hy is Hanna se pa. En dan het ons vir Margot, wat met Beyers getroud was. So, in die boek is daar ook 2 honde. Pampoen en Patat. En dit is as gevolg van die 2 honde, dat Beyers en Mana mekaar ontmoet het. So in hierdie hele gesin het ons nou nog 2 honde ook. Goed, kom ons gaan aan. Ons begin met die hoofkarakter, Hanna. En hoekom is 'n soort van 'n bynaam vir haar? Ons weet nou al van die vorige les. Sy het altyd gevra hoekom, sy het nooit goed net aanvaar nie, she always questioned everything. Sy's 'n tipiese tiener, sy's 14 en sy verjaar tydens die vakansie, dan word sy 15. Sy voel 'n bietjie vasgevang, she feels trapped. In hierdie nuwe situasie van 'n stiefpa en stiefbroers, sy voel vasgevang. Haar verhouding met haar ma is baie kompleks, want aan die een kant is sy bietjie skaam vir haar ma. She's a bit ashamed of her mother. Her mother is really out there, and she sometimes feel a bit shy about who her mother is. Sy's baie slim en sy het 'n baie ryke verbeelding. Kom, ek gaan net hierso vir julle dit skryf. Sy het 'n ryk verbeelding. So she's got a very lively imagination. Sy het ook skryftalent, sy skryf graag, en dis eintlik vir haar 'n manier om te ontvlug, to get away from the situation. Goed, nou haar uiterlike voorkoms, haar tande is vir haar 'n vreeslike probleem, want sy het hierdie gaping tussen haar 2 voortande. En haar ma weier botweg om dit te laat regmaak. Met ander woorde, haar ma sê sy kan nie draadjies kry nie, want dit gaan haar unieke mooiheid vernietig. Sy het 'n unieke skoonheid, en haar ma wil nie hê sy moet soos hierdie almal dieselfde tipe glimlag hê nie. Sy voel dis 'n unieke kenmerk van Hanna. Haar verhouding met haar pa is gekompliseerd. Nou ons weet van Gavin, hy's 'n modeontwerper. Hy's gay, soos ons gesê het. Hy bly in Johannesburg, terwyl Hanna en haar ma en Beyers hulle in Kaapstad bly. Hy was nooit baie betrokke nie. So, by Hanna nie. Hy het nie regtig vreeslik van 'n rol in haar lewe gehad nie. En natuurlik, as hy nou bietjie skaam was vir haar ma, dan geld dieselfde vir haar pa. Sy is so bietjie weary van hierdie man. Sy's onseker. She's not sure about the rest of the family
Guys, now I quickly just want to explain something to you that you have to keep in mind. In Afrikaans, we have two words when we talk about family, where in English, we've only got one word saying the same thing. In Afrikaans is 'n gesin is die ma en die pa en die kinders. So this group of people, hierdie klomp mense, sal beskou word as 'n gesin. Goed. Die oomblik wanneer jy praat van 'n extended family, wanneer die ouma en die oupa en die ooms en die tannies en die niggies en die neefies bykom, dan praat ons in Afrikaans van 'n familie. In English, we only talk about family, whether it's just the close unit or the extended family. So please make sure that you bury this somewhere in your mind, that you can remember that. So she was a bit concerned about her family members. Now you can imagine Amos and Jan and a stepdad, all of this is complicated. Eventueel, aan die einde van die storie, as die storie uitgeloop het, dan kom Hannah tot 'n mate by aanvaarding uit. En ons sal sien hoe dit uitspeel in die storie. So she comes to acceptance. She comes to the point of seeing this unique group of people forming her family and that they are actually quite something amazing. Goed, ek hoop dit verklaar vir julle Hannah se karakter. Kom ons kyk nou na 'n fiktiewe karakter wat Mana geskep het, omdat sy so vasgevang gevoel het in haar eie lewe, het sy hierdie fiktiewe karakter geskep. So as dit sleg gaan met Hannah, gaan dit baie goed met Fabienne Fourie. So sy skep hierdie wêreld rondom Fabienne Fourie, wat 'n ontvlugting is, ons het daai woord op die vorige skyfie gesien. Dis 'n ontvlugting uit haar eie wêreld. En dis interessant hoe dit ontwikkel. Aan die begin van die storie is daar verskriklik baie van hierdie stories van Fabienne. Maar soos wat die storie aangaan en Hannah al hoe meer ontwikkel en besef dat haar familie, haar gesin is eintlik so cool, raak die alter ego Fabienne se karakter raak al hoe skaarser in die storie. Totdat sy Hannah op die ou end besef, sy het nie vir Fabienne nodig om 'n interessante lewe te hê nie. Sy het 'n interessante lewe met haar saamgestelde gesin. Goed, wat julle moet verstaan is Fabienne bestaan net in Hannah se verbeelding. She only exists in Hannah's imagination. Exists only in Hannah's imagination. Kom ons skryf net dit daar neer. Imagination. We can say it's an alter ego. Dis 'n haar karakter wat sy in hierdie ander karakter instoot. En soos wat ons gesê het, sy het 'n volmaakte lewe, haar ma is wonderlik, hulle het 'n groot huis, hulle het 'n mooi tuin, haar pa is baie ryk, so sy het absoluut alles wat Hannah nie het nie. Maar soos wat die storie aangaan, verander Fabienne se lewe bietjie in 'n nagmerrie. En soos wat Hannah ook probeer om verskillende genres te skryf. Sy skryf
'n moordstorie, sy skryf 'n thriller, sy skryf 'n gedig, sy skryf 'n reisverhaal, sy probeer 'n liefdesverhaal skryf. So elke keer verander die genre waarbinne Hannah vir Fabienne laat funksioneer. Goed, sy kan nie met haar pa kommunikeer nie, want haar pa is 'n tandarts, hy's 'n dentist. Kom ons skryf dit neer. En soos wat ons nou weet van Hannah se voorkoms, sy het hierdie gaping tussen haar twee tande. So daar's 'n vreeslike fiksasie in die begin van die storie oor Hannah en Fabienne en haar pa en tande en hoe hy met die tande werk, want dit is die fokus in haar gedagtes. Fabienne word egter nooit 'n volwaardige karakter nie. She never becomes a round character. If you can remember the lesson that we had about characterization, we said there's a difference between a full character, a round character, and a flat character. Nou, Fabienne bly bietjie van 'n plat karakter. En uiteindelik, eventually, word Hannah self Fabulous Fabienne. En ons sal, soos wat die storie uitspeel, sal ons sien wat 'n rol Gavin speel, haar pa, in hierdie transformasie van Hannah. Ek hoop julle verstaan nou waar die Fabienne karakter inpas. Mens moet nogals mooi kop hou. Kom ons gaan kyk na Hannah se ma, Mana Minnar. Ons weet sy's 'n kunstenares. You can see there's some painting brushes in her hair. She's very unique. She's eccentric. Sy's uniek. Sy steur haar nie aan konvensies nie. She does not dance to everybody's drum. She's a unique person in her own right. And that is what she tries to cultivate in Hannah as well. Do not be like, the more they like to be different, the more they stay the same. So sy probeer stereotypes verander. Stereotypes. She does not want to have Hannah as this typical stereotype kind of teenager, or even her as a mom. She doesn't want to be part of the establishment, if you want to put it like that. Sy weier om die gaping in Hannah se tande te laat regmaak, byvoorbeeld. As ons kyk na Hannah se pa, hy was haar gay woonstelmaat. Thibaut se pa was a sperm donation somewhere, and then the baby was made in a test tube. So she's really making up her own mind. And I think that's so important, guys. Let me just get my little bit in here. To make up your own mind and not to be just a follower of what you see out there, everybody does. Beyers het haar absoluut haar hart verower. Hulle het gaan stap, sy met haar hond en hy met sy hond, en die twee honde het mekaar raak geloop, en toe die twee mense, en toe het hulle net eenvoudig verlief geraak op mekaar. Sy's 'n baie liefdevolle ma, but sy's baie streng. Strict rules, and I don't think you will take chances with her. Although she's very kind-hearted. The one thing about her and Beyers is that they laugh a lot. And I think that's such a good thing. A couple that can laugh together, there's a lot that they can manage and handle. So dit was Hannah se ma, Mana.
Goed, kom ons gaan aan met Beyers. Beyers is haar stiefpa, hy's die beste man nog in haar ma se lewe. Hy's 'n akteur en op 'n stadium, soos wat julle weet met akteurs, as jong mense of jonger mense, dan kry hulle baie rolle en soos wat jy ouer word, moet jy allerlei dinge probeer doen om kos op die tafel te sit, want daar's nie noodwendig soveel rolle nie. So, he was a TV presenter, a radio presenter, he read things for people, he was a master of ceremonies, and he's the one that appreciates Hannah's ability to write. Baie lief vir Mana. Sy eerste vrou, soos wat ons nou weet, is Margot. Hy is baie geduldig, lots of patience, but he is also very strict with the children. And he understands where Mana is coming from with this holiday together. So while they were on holiday, one of the things that he initiated was every morning, every single person will go for a walk. And he was quite serious about that. Nou goed, hier is ons nou by Mana se eerste huweliksmaat. Hulle het saam gebly en toe kies sy hom as die pa van haar kind. Hy is 'n baie dramatiese persoon. Sy verwys na hom in die boek as die Queen, en dan later wanneer Margot bykom, wat van Hollywood afkom, dan praat hulle van die 2 queens, wat nogal snaaks is. Baie energie. En hy het 'n vreeslike goeie manier om met die kinders te deel, om hulle te vermaak en om hulle aan die gang te hou. En op 'n snaakse manier verstaan hy vir Margot, waar Margot vandaan kom. En hy erken, en daar het ek 'n tikfout gemaak, verskoon, daar's net 1 e. Hy erken dat hy Hannah verwaarloos het. Hy het haar neglected toe sy 'n kleiner kind was. Maar hy dink Hannah is pragtig. She's got this classical appearance, and he thought that she was beautiful. Goed, Thibaut, 8 jaar oud, kunsmatige bevrugting, artificial insemination, but he wants to know who his father is. And you can see right through this story when Margot takes out her tarot cards. He is so disappointed when she takes them, put them in their box, because he still wanted to ask her if she can see who his dad is. So it was a real desire of him to get to know his real father. Typiese seentjie van 8 jaar, busy. Clothes lying around all the time, everywhere. Cannot resist to go into Hannah's room and look through her stuff. He's a bit of a tergees, making jokes all the time. And he's into these action figures. He dreams about working in Hollywood. So therefore, he finds he can relate well with Margot coming from Hollywood. But the one false note in this picture is that he and Amos fights a lot. Maybe a bit of jealousy, because Amos has a real father and he doesn't. Who knows what goes on in a little boy's head. Then we've got Amos, also 8 years old. He's into magic. And I think it says something about his desire to have his mother with him. Maybe he could magically have her there. So, want hy verlang baie na sy ma. Jan, being a typical teenager, is sometimes mockingly speaking about his mom. Maybe to hide away his own longing for her.
And when that happens, Amos word baie hartseer. He's excited and very glad to see his mom. And when she has to leave, he is as sad and heartbroken. Kom ons by Jan. Jan is 'n nikkerige tiener. Dis my so 'n lekker woord om te sê. Nikkerig. Ja, bietjie bemoerd. Julle sal dit verstaan. He's short with people and sometimes downright rude. Girls think he is quite a catch, but he has got no time for girls in his life. His music is all that he's interested in. And you know, in the time that the book was written, a Walkman was the highlight of technological development in the life of teenagers. Ons is nou lankal daar verby. Sharon, which is Hannah's friend, makes progress in getting closer to him, but he's angry at his mother and therefore he takes it out on everybody around him. He is definitely loves his mother, but he's not altogether disregarding what she did to the family. Hannah is sy stiefsussie, hy verduur haar, maar tog sien ons ook dat hy 'n bietjie meer gemaklik raak met haar, want hy het vir haar 'n baie oulike verjaarsdag geskenk. So hy is 'n bietjie van 'n vreemderige karakter wat 'n mens nou moet sien wat gebeur met hom. En dan kom ons by Margot Jansen. Dit was nou Beyer se eerste vrou. Sy's in Amerika, sy's in Hollywood. Sy's pragtig. Sy praat asof sy al in hierdie wonderlike groot rolprente gespeel het. Maar eintlik, in Engels praat ons van name dropping. She's just dropping these big names, but she hasn't had any close contact with any of these celebrities. But she's projecting that, you know, she's coming from Hollywood and all of that. Sy is werklik 'n talentvolle vrou. Ons sal later sien in die storie. Baie dramaties. Daar's altyd een of ander drama rondom haar. Maar wanneer dit nodig word in die storie, as dit by die geboorte van die baba kom, dan knip sy haar rooi naels af en sy tree sterk op. Sy neem leiding en sy help vir Mana met die geboorte. Sy's baie lief vir haar kinders. And these two things are in opposition with one another. But she's very ambitious. She wants to get that big role. Initially, Hannah did not like her at all. But as the story progressed and as Hannah saw her interaction with the other people, how she helped her mother with the birth of the baby, Hannah warmed up towards her en sy het dit daarin geslaag om Hannah se guns te wen. Vinnig, die laaste karakter waarna ons moet kyk is Sharon. Sy's Hannah se vriendin, beste vriendin. Baie ryk ouers, word baie bevoorreg groot. Beide haar ouers het belangrike posisies. Dan het sy 'n ouma vir wie sy baie lief is. Maar haar pa is 'n bietjie skaam vir waar sy ma vandaan kom. En onthou, ons het by 'n vorige les het ons gepraat oor een van die temas, snobisme. Dis hier waar dit uitkom. Haar pa het haar soort van weggehou van haar ouma af, want haar ouma was maar 'n eenvoudige arm vrou. She wants to be an actress. You can see that Margot's stories will definitely interest her. And then she had a bit of a soft spot for Jan. I think she was a bit in love with him. Goed, daar's die verwysings. As jy wil navraag doen, tot ons mekaar weer sien.